Ma, Wat is dit hier? ek kan nie môre saam op die bus gaan nie en ek sal ook nie kan skool toe gaan nie. Hoekom nie? Ek het een op my neus en een op my ken. Wat? 'n Puisie. Presies, oupa. En dis nou hoekom jy nie op die bus wil klim. Nadat jy nou gesoepat en gesmeek het om te gaan. En ek al betaal het vir jou en vir Wimpie. Die planetarium wat nou so opvoedkundig sal wees. En die balletuitvoering wat jy nou nie kan mis nie. En dis nou alles by die venster uit. Waarom? Oor 'n puisie. 2. Maar pa verstaan nie. Baie van die matrieks gaan ook saam. Kom hier eens, laat ek kyk. Jou pa is so sensitief soos 'n rofstoeier. Ag, dis nie so erg nie. Ag, nee. Chocolates and chips. Op jou ouderdom behoort jy nie eens daarna te kyk. Ons smeer net 'n bietjie coverstick daaroor as dan niemand dit sien nie. Nou, dit sal nie help nie. Hoekom nie? Ek weet mos wat in 'n skoolbus aangaan. Hulle sal nog nie eens 'n myl uit ook nie wees nie as dit afgevry. Oupa, ek vry nie en nog minder in die bus. En buitendien, dan gaan 4 onderwysers saam. Ja, seker 2 juffrouens en 2 menere, laat mens dink, hè. Ek gaan nou slaap. Plak 'n pleister op elkeen, man. Dan sê jy vir die mense jy het teen iets gestamp. Good night. En jy weet dit sal dan vreeslik wees om 'n pleister af te vry. Hendrik. Jou pa is vol idees. Die beste idee wat pa na lang tyd gehad het. Ek sal verklaar die badkamer. Ja, Hendrik is ook nie so stupid as wat hy lyk nie. Ek gaan ook maar inkruip, Maggie. Moet ek toesluit en die ligte afsit of wat? Ag nee, wat pa, ek sal dit doen. Ek voel so opgewonde oor Benny wat môre huis toe kom. En daar's nog 'n paar dingetjies wat ek in die kombuis moet doen. Ja, die Ami sou seker ook nie dieselfde wees sonder Benny nie. Nou het hulle net die vyand om oor te worry. Nou. Nag, pa. En wat maak jy? Ek kom maar. Moenie met jou mond vol kos met my praat nie. En drink jy alweer melk uit die bottel? Hoeveel keer moet ek vir jou sê om hierdie yskas se deur toe te maak? Kinders sal jou mal maak. Daardie koek is vir Benny môre. Ek weet maar môre is ek op die bus as Benny hier aankom. Ek dink jy slaap al. Ek wou, maar die koek het my wakker gehou. Wat? Is maar, ek was bekommer die mure kom dit by. En toe kom kyk ek net, en toe probeer ek net om te sien of dit nog nie intussen sleg geword het nie. Dis 'n wonder jou naam staan nog nie in die Guinness Book of Records vir twak praat nie. Dit laat mens dink, né? Jy moet gaan slaap, anders kom jy nie môreoggend op nie. Ja, okay. Nag. Een bietjie raak geskeer. Maar moenie jou simpel aan. Waar draai oupa, ons gaan laat wees. Pa, Daar. tada. Mens sien omtrent nie as die pleister. Ag, nou het ek my waterbottel in die yskas vergeet. Ek sal dit vir jou kry, Hendrik. Hierso, Thanks, pa. net vir Inke. Dankie, pa. 'n Pa verstaan 'n man se kontantvloeiprobleme. Nee, ek was mos ook 'n luid. En jy gedra vir jou. Jy en Koert gaan nou nie weer afdwaal van die groep nie, so laas met die interhoor nie. Johannesburg is 'n groot plek, dis nie Stilfontein. Ek sal nie, pa. Hendrik, hier is jou waterbottel. Dankie. Ek moet tog nou nie vergeet om vanaand vroeg te kom nie. Benny kom huis toe. Ek weet. Tata. Geniet dit. Oupa, ons gaan laat wees. Kom. Maggie? Hallo? Hallo, Betty. Ek het so ietsie gebring vir Benny. Ag, dankie Betty, hy sal dit vreeslik waardeer. Op die grens het hulle beslis nie koeksisters gekry nie. Hoe laat kom hy? So teen 6 uur. Betty, ek is die enigste senuwees van bekommernis. Maar hoekom hy kom aan huis toe? Ja, maar hulle jag mos soos of die weermag hulle gaan terugvat as hulle nie gou genoeg by die huis kom nie. Ja, en jy weet Vrydag so baie mense gedrink, dan is dit veiliger op die grens as op die paaie. Seker. Ag, shame.
Jess en Wimpie sal nie hier wees as Benny hier aankom nie. Hulle is in Johannesburg toe saam met die skool. Ja, ek weet. Die planetarium vanmiddag en die ballet en die civic vanaand. Regte jetsetters. Ag, dis goed dat die skool so iets reël. So 'n bietjie kultuur. Ja, my dae was die enigste kultuur wat ons gesien het, 'n towenaar in die skoolsaal. En daar was sy triks, kinderspeletjies, teen die wat jou duit uitgehaal het. Ai, Betty. Sê my, kom hulle terug na die show? Nee, hulle slaap vanaand in 'n koshuis by een van die skole. En môre gaan hulle eers na Gold Reef City toe voordat hulle terugkom. Jy weet, Darry vat my mos nooit nêrens sien nie. Hy sê dis onnodig, want die TV bring alles wat jy wil sien tot in jou voorhuis. Hendrik boer ook deesdae so voor die TV. Veral nou met hierdie sport en nog maar sport. Ja, presies. En wat dink jy van daai Amerikaners wat met helmets rugby speel? En oue stekkel wat nie eens die bal het nie. Dis stupid, man. Ag, dis nie sport nie, man, is net op 'n kleierery. Ek raak so vies, ek sit sommer die TV af. Ek gaan kyk hoe 'n hoender in die ronde draai in my microwave. Weet jy? Wag man, ek het nie tyd vir tene, ek moet nou gaan, ek het kos in die oond. Darry se suster en haar man en daai 3 onhebbelike seuns van hulle kom vanaand by ons eet. Betty? Is dit daai skoonsister wat by die myne in die behuisingsafdeling werk? Ja, Ella. En jy weet daai seuns van haar 'n behoorlike gat dwars deur jou spenskou. Betty, ek het jou al gevra. Maar kan sy nie iets doen dat my Neil se huis kry nie? Jy weet hy wag al amper 'n jaar. En dis nie lekker met 'n baba in 'n woonstel nie. Jy weet Ella het laas gesê, sy sal die stapel aansoeke laat val en hulle lê heel bo op sit. Ja. En sy het weer optel. Is nogal lekker, né? Ja, ek sal vra weer vra. Bye. Bye. Hy is laat. As iets met hom op die pad gebeur, kry ek stype. Oups is altyd laat op 'n Vrydag, ma. Ek praat van Benny. En oupa maak my vies. Hy het beloof om hier te wees as Benny kom. Daar het sy kar weer gaan staan. Voor die hotel, ja. Old habits die hard. Jos, kom saam met die garage toe ek weer hou. Spreekant van my van wys. Hendrik, moet tog nou asseblief nie weer verf op daai broek kry nie. Ons gaan net kyk. Mans, hulle kan ure sit en wag by die viswaters. Maar hier by die huis het hulle rooi mure. Ek gaan net gou klaar maak. Jolanda, kom sit 'n bietjie handjie by my die slaai. Okay, ma. Hy slaap. Jy weet, ek het al gehoor dat oukie snaakse goed van die grens af terugbring, maar jy van die toe. En soos ek jou ken, weet jy nie eers wie die ma is nie. Kom, maar dis nie myne nie. En dis nog erger. Maar oupa verstaan verkeerd, daar's nou nie eers meisies op die grens nie. And I thought it couldn't get worse. Sis man. Oupa? Boetie gaan border toe is nie 'n patch op Benny kom huis toe nie, né? Ma, Benny is hier. Benny. Oh my baby. Ek is so bly jy's veilig terug. Staan laat ek sien hoe lyk jy. Ag, Maar nog maar dieselfde man. my kind, jy's nou 'n man. That's no lie. Welkom Benny. Oupa. Hallo Benny. Hallo pa. Welkom man. Dankie pa. Daar's dit grenswagter. Hoe is dit? Check. Grenswagter. Hy was 'n kop. En Ami Maat is on its stomach. Ran eerder met die kos wat hy gemaak het. In die geskiedenis van die army was daar nog nooit so baie Jippo guts nie. Pa,
het my daarom groot laat skrik met Jolly se baby, né? Oupa, die Ami is daarom nie so lekker. Ek is net bly jy's veilig terug. Dis so lekker om my familie weer by my te hê. Ai, wil jy nie nog iets eet nie, Benny? Maar, Jenny, ek het genoeg. Ons moet 'n bietjie kleur terugkry in jou wange, my kind. Wat gaan jy nou doen, Benny? Los die kind dat hy nou eers behoorlik by die huis kom. Al wat hy nou moet doen is rus, eet en ontspan, hè? So seker moet gaan werk, pa. Later, jy gaan nou eers 'n bietjie vakansie hou hier by die huis. Ag, Ek bedoel eintlik later. Het jy eendag iets in gedagte vir later? Ja, ek het gedink dit sou lekker wees om na by die see te gaan werk, pa. by die see. Ons ook Niels het nou net aansoek. Hey! Wat is dit? Aansoek waar? Maar as net sekere mense kan niks vir hulle self hou nie, ma. Ek het nog net aansoek gedoen, ek het nog nie 'n job gekry nie. Aansoek waar? Sorry Poeksie, dit het net uitgeglip. Sien nou tyd vir poeksie dinge sien. Jy gesê my maale gaan die helm wees. By die see. O, wat gaan hier aan? Aansoek waar? Net daar's 'n job by Margate, ma. Margate. Margate by die see. Ons het net gedink, hoekom moet Niels hier werk as hy dieselfde werk daar kan doen? Dis tog baie lekkerder by die see. Ek kan in die oggende vir Hendrikie strand toe vat. Daar's baie meer om te doen. Niels kan na werk gaan visvang of selfs surf. Ja. My beroep is internasionaal, ek kan dit enige plek doen. Diesel is oral. En of ek nou 'n mechanic hier is of daai job lê dieselfde. Die omgewing is net beter. En die geld? Dis 'n bietjie minder. Maar dan is ons by die see. Ek kan nog steeds Saterdagoggende daar by 'n hairdresser gaan werk vir so ietsie ekstra. Ah, vakansie by die see. Ek dink julle moet dit vat. Dan kan ek my vakansies en sommer my lang naweke ook daar by julle kom deurbring. Ja, en Male kan ook. Die werk. Het hulle behuising? Hoe lank wag ons al vir 'n huis hier, pa? Ons sit nog steeds in 'n flat. So die job gee nie behuising nie, né? En wat ons hier kry kan jy nie eintlik behuising noem nie. Eerder beflatting. Weet jou pa lief? Nee pa, my pa sal die Bobbejaan-stype kry as ek hom daarvan moet sê. Ek is ook lus in kry dit. Ai. Ek verstaan nog glad nie wat hier aangaan nie. Jy is skaars terug en nou wil jy alweer weg see toe. En julle twee wil wegtrek na 'n werk wat minder betaal, waar julle julle eie blyplek moet kry en waar julle niemand ken nie. Soos dit vir my lyk, wil julle net almal wegtrek om weg van my af te wees. Ek wil nie weggaan nie, ma. Ek wil dit nie in die myn werk nie. Hier is ander werke ook hier, Benny. Jy was te lank weg. Jy het verander. En jy het 'n skroef los om jou familie hier te wil wegsleep. Ja. Nee, jy was te lank in die bos. Ons sal weer later praat as jy beter voel. En julle tweeetjies. Een van die dae kry julle 'n huis hier, dan kan julle in luxury lewe. En soos dit is, jy weet, hoef jou vrou nooit te kook nie, want julle eet in elk geval elke aand hierso. Maar nee, julle twee geniusse wil gaan, wow, vakansie by die see, gaan sukkel by die see, ja. Ag nee man. Kom Niels. Daaraan het ons nog nie gedink nie. Hey, waar gaan ons eet? Ek kan kook. Elke aand. Ja. Hoeveel meer groceries sal ons moet koop? Niels vat my plek toe. Gaan dink mooi voor jy besluit. Maar die see is 'n plek waar mense gaan vakansie hou. Jy sê nie daar so lekker kan leef soos hier nie. Dis ons lewe. Ons sal self daaroor besluit. Maar as jy seker jy wil self kook ook. Kom! Goodbye. Ek gaan nooit eendag trou nie. Daardie twee het nou net alles kom bevoeter. Ja, daai twee het boggerol tussen die ore. En jy skaars hier of jy wil alweer weg. Ek wil nie weg nie, ma. Ek is nog jonk en ongetroud. Daar's interessante dinge in die lewe om te doen. En dis hoekom ek aansoek gedoen het vir die werk by die weerbureau, ma. Die weerbureau, maar dis in Pretoria. Ja, die hoofkantoor is daar, maar ek het aansoek gedoen by een van die weerstasies, ma. Naby die see. Ja. Ja.
Marion Eiland. Marion Eiland! Marion Eiland! Eers Margate en nou oor see. My vakansiemoontlikhede word al hoe beter. Maar eers stukkie van die herte op die grens en nou wil jy bibber van die koue op 'n eiland. Wat is fout met my kinders dat hulle almal wil weghardloop van die huis af? Ag nee Maggie, daar's niks fout nie. Dis maar wat gebeur as 'n mens se kinders groot word. Ja, maar. Ag, Benny. Jy word heeltemal te groot. Hallo? Hallo, Betty. Waar's jou soldaat? Ag jong, die kind het vir hom gaan klere koop. Amper al sy ou klere is te klein vir hom. Shame. En hoe voel dit om hom weer terug te hê? Verlig, maar nie vir lank nie. Hy gaan Marion Eiland toe. Wat van die land uit? Nee man, hy wil saam met die weerspan. O ja, ek het al in die weerprogram gesien op die TV. Dis mos daar waar die koue fronte vandaan kom. En nou wil die kind soontoe. Weet jy, my kinders maak my oud. Jong, as ons ook nou nie kinders en 'n man gehad het nie, het ons ook maar niks gehad om oor te worry of om mee te beklei nie. Seker. Sê my, is daar fout met jou Niels en sy vroutjie? Nee, hoekom? Nee, ek het toevallig gestaan by die venster uitgekyk en toe sien ek net hulle storm hier uit en dit het gelyk asof sy hom tot in die kar gestry het. Nee, ek weet nie. Ons meng nie in hulle besigheid nie. Dit gebeur maar seker dat alle jong paartjies een of ander tyd stryk kry. Ouer paartjies ook, net meer dikwels. Anyway man, ek het goeie nuus vir jou. Ja? Ella sê jou Niels sal seker volgende week hoor. Hulle aansoek is goedgekeur. Hulle gaan een van daai nuwe Spanish taalhuise kry, hierso naby die golfbaan. Ag, is sulke pragtige huisies. Ja, en dan sal hulle ook soveel nader aan julle. Is jy alright? Ag nee, ek wil ook mos al die dae dus 'n goeie nuus kry. Dankie, Betty. Ek dink ek kom maak nou net jou dag. Bye, ek het 'n koek in die oond. En nou? Betty was nou net hier. Ja, sy maak my ook baie keer so moedeloos dat ek wil huil. Ag nee man. Sy sê haar skoonsister Ella sê ou boet se aansoek is goedgekeur. Hulle kry een van daai Spanish huise daaronder. En nou wil hulle 'n fyn flat in Margate gaan bly. Toe maar. Die ou boet moet sy kop laat lees. Ja. Maar ek sal met hom gaan praat. Hy is nie te oud vir 'n paar klappe nie. Luister. Ek is in die garage as jy my soek. En sê vir Benny as hy hier aankom by my daarna toe kom, ek het nog nie met hom gesels nie. Ek ook nie. Goed. Na jou, okay? Hoera. Sulke pragtige ou Spanish huisies. Hendrik, wat 'n rubbish is dit? Rubbish. Dis 'n lamp. Hey, hier is maar nou. Nee man, ek praat van hierdie ding wat daai meisiekind van my en hy laat hier julle weer in hulle kop het. Ek dink dat hulle wil see toe trek. Nee, my vrou is so opset man. Sy is vanmôre weer tranquilizers man. Omdat hulle wil Margate toe gaan. Nee, hierdie dartklap van ons wat 'n party gehad het man. Hier vanmôre al 3 by die huis gekom. Nee. Ja, en hierdie twak van die kinders het dit net vererger. Ek het skoene kopse wie. Van die party. Nee, van die kinders. Oh, Ja, hy laat jy vir jou rond so teen mekaar, wie? Hy kan nie vra hier wat ek so en wat hoe gaan jy 'n ander kan vra doen? dis deur mekaar. Hy meisiekind van jou is net so deur mekaar. Dis sy wat op die strand toe gaan lê. Kyk. Net jy doen wat ons op die troue gedoen het. Nou nog moeilik met meneer. Maar let's face it, hulle verdien mekaar, right? Ja, dis moet ek toegee. Nou wat gaan ons doen? Ons kan nie vir hulle besluit. Hoekom nie? Hulle kan dit self doen. Ja, miskien is jy reg. Jy weet dit is nie maklik om 'n ouer te wees. Jy sien hoe jou kind sy kop gaan staan. Jy waarsku hom
En dan moet jy staan en toe kyk hoe hy sy kop stamp. En dan moet jy nog by wees om te troos op. Nou, hoe nou? Gewonder jou laat jy so stupid, jy het op te veel sy kop laat staan. Wie stupid? Jy kan nie sê hy stupid nie, ek sien hulle is... Wag, voor julle verder onderhandel. Ouboet en Jolande het iets om vir julle te sê. Toe Boeksie. Ons is sorry as ons paal en paal laat worry het. Ons trek nie meer see toe nie. Maar ons trek in die flat uit, die man het ons 'n huis gegee. Is dit, waar? Net nie daar bo naby daai klomp veel miljoentjies nie. Nee, pas een van die nuwe Spanish style huise sommer hier naby. Ek is bly. Ek het gedink as julle hoor van die huis julle van besluit verander. Nee pa, ons het voor dit al besluit. Ek het nie die job gekry nie. Nou weet ek nie wat dat vir Molly sê nie. Sy gaat nou eers omgekrap wees. Maar ek dink dan sy wil nie hê die kinders moet wegtrek. Nee, daar oor dat sy bly wees, maar sy het ook al self lang oog op jou van daai Spanish huise. Hey, is dit Sarge? Reis van dit lyk my jy's gewond. Is nou nie jy's iets sommer huis toe te skryf nie. Maar woens gegaan in daai bus, hè? Lyk my hessepleister is al die pad in die bus afgevry tot op jou neus. Oupa. Hallo? Hey, gaan jy nou vir ons sê daar's 'n pysie onder die pleisters of gaan ons die waarheid hoor? Ek sal settle vir 'n pysie. En jy baklei. Maar meneer Spies het ons klaar op slag gegee. Hy en Koert het baklei. Ek dacht dan Koert is jou pel. As mense eers met jou pel kan baklei nie, met wie kan mens dan? Mens kan jou ook nêrens stuur nie. Hendrik, ek hoop jy gaan met hom praat. Nee, voel is nou al wat gaan help. Waaroor julle beklei? Koert het handsyne gegooi vir die mense wat verby die bus gery het, pa. En toe die een om die bus stop, toe sê Koert vir meneer dat dit net ek was. En toe beklei jy. Ja, pa, maar Koert het eers teruggeslaan. En ons het klaar 'n pak slag gehad by meneer Spies. Hy het goeie rede gehad. Ek het nie so gedink nie. Wimpie maat jou nie so groot gemaak nie. En wat van gisterand? Jy het toe ook 'n pak slaag gehad. Wat? Maar ek en Koert het net so 'n bietjie afgedwaal. Ballet is so boring. Ek en hy het maar net so 'n bietjie stoei gaan kyk is al. Wat? En toe kry jy pak omdat jy stoei gaan kyk het in plaas van ballet. Hendrik, as ek jy is, dan gaan stoei ek met daai Onnie. Gewonder daar so baie sissies nie. Presies, oupa. En dis hoe ons gevang was. Meneer Spies was ook by die stoei en toe sien hy ons daar. Wat? Jy kry 'n pak slaag en dit terwyl die meneer self weggeglip het by die ballet om te gaan stoei kyk. Ja, pa. Wag, voor pa kant kies, vra eers vir hom waar het hy stoei gaan kyk. Hester, dit het niks met jou te doen nie, okay? Ek was verkeerd en ek het 'n pak gehad. Ek's jammer, sorry, end of story. Hendrik, hierdie kind sleep ons naam in die modder. Hoe weet ma van die modder? Hey. Waar was hierdie stoei? In 'n restaurant. Mens eet en kyk stoei. Fanny's Kitchen. Die stoeiers, was dit mans of meisies? Meisies, maar hulle was baie rof. Wimpie, waar het hulle gestoei? In 'n kruit? Amper so iets. En daar was nie dalk modder ook in die kruit nie? So bietjie. Wimpie, ek het jou nie so groot gemaak nie. En ek is lus en trek jou basvel Nee, af. wag nou pa, ek het my les geleer. Dis nie al wat jy geleer het nie. Ek sal dit nooit weer doen nie, ek beloof. Ja, dit het ek ook al gehoor. Wat sê jy die naam van 'n restaurant nou weer? Dalk soek hulle 'n kok of iets. Vir wat? Om modderkoekies te bak.
Ek het my gesê jy's in die garage. Hallo Spike. Jy het jou boer teruggebring. Werk jy nou? Hoe ken jy my? Nee, dis hoekom ek vra. Ja, soort van, jy moet net nie daar raak nie. Daai connection is nie so lekker nie. Nou Spike man, hoe kan jy met so 'n losdraad werk? Jy dink jy mos doodskop. Dit sê ek ook mos. Hoekom maak jy weer reg? Dit was nie my boer nie. Dis al jy moet so 'n swak koneksie by die werk werk. Nooit daai safety ouens hulle fit van. Nee maar, dis net oor hy bekommerd is oor jou veiligheid. Dieselfde geld vir by die huis. Nee man, moenie jy ook nou kon staan en neek met safety nie. Daai ook so by die werk lyk als 'n paint by numbers met al die afgemerkte gebiede. Hier mag jy nie loop nie, daar mag jy nie eet nie, daar mag jy niks pak nie, hier mag jy nie staan nie. Daai plek is so safe. Geen mens kan omtrent by sy werk daar doen nie. Dis dan nie so erg nie. En is net vir jou eie veiligheid. Wat is dit met jou? Mens so sweer jy die safety manual ingesluk. Nee. Ek is net versigtiger deesdae, vat nie so 'n kans in. En toe leen jy sommer vandag my taai, né? Ja, is dit oom. Hallo Spike. Sorry pa. En dit nog aan my boxing club taai. Vir wat lol jy daar in die machine shop sonder 'n overall, hè? Gaan wonder jy's deesdae versigtiger nie. Nee, dit wys jou net hoe maklik kan 'n ongeluk gebeur. Die draaibank het hom gegryp, maar gelukkig was 'n vermeende daar met sy MacGyver mes en toe het hy hom afgetrek. En dit nogal net voordat jy op daai kursus begin. Wat 'n kursus? Ek gaan op 'n veiligheidsverteenwoordigerskursus. Wat? 'n safety rep kursus, man. O. Jy, 'n safety rep. Ja. Lag maar. Ek is spesiaal gekies om op daai kursus te gaan. Ag man, Hendrik, hulle kyk net wie het nog al sy vingers. En of dit nou is omdat jy lui is en of dit is omdat jy veilig werk, maak nie saak nie. Hulle gee jou die benefit of the doubt en dan maak hulle jou 'n safety rep. Is dit? Ja, plaas hulle na dasse kyk. Jy gaan vir my 'n ander een koop. Kom maar, Swak. Baie oom. Gaan hulle jou meer geld gee as jy rep is? Ek sou so dink ja. Ja nee, ek ken van my safety. Ek doen nou nie alles wat ek moet nie, maar ek weet wat gaan vir wat hoor. Nou eksamen skryf op hierdie kursus. Ja. Ek sien safety rep materiaal nie. Pa, ma sê pa kom eet. Ja, kom. Hallo oom. Haai oompie. Ek hoor oom se tweeling het so 'n bietjie moeilikheid opgetel met die bure se hond. Ek wil daai brak wurg. Wat het hy die kinders gebyt? Nee, maar hy terg hulle toe byt hulle hom. Nou wil Swannie vir my hof toe vat, hè? Ek bedoel, wat verwag hy? Moet ek nou vir die benefit van al die honde op my hekke pas op vir die kindersbordjies sit? Spike se arme vrou het ook al haar dae met daai tweeling. Nee, maar dis nou Swannie se eie skuld. As hy wil honde aanhou, dan moet hy 'n veiligheidsheining om sy erf sit. Wat veiligheid jy als? Jy was nog nie eens op daai damn kursus nie, jy het al klaar kop toe. Anyway, is eintlik ou Spike wat 'n veiligheidsheining om sy huis moet hê. Daai tweeling se toekoms lê agter tralies. Jy was net so stout toe jy klein was. Maar dit was omdat jou pa so baie weg was. Wat? Weg waar? Nee, nie onthou nie. Een van daai kursusse, Lost Control of weer so iets. En hoekom al hierdie kursusse altyd in Johannesburg gehou moet word, weet niemand nie. En dan nogal in 'n hotel ook. Ek was weg. Weg, Maggie. Dit was 12 jaar gelede en dit was net vir 3 dae. 11 jaar, Hendrik, en dit was vir 3 dae en 4 nagte. En hoekom jy daai laaste aand oorslaan, weet nigter alleen. Ek glo nou nog nie daai storie dat al die telefone in Johannesburg afgesny was. Al die telefone. Jy kon 'n beter een as dit uitgedink het. Hulle was. Bydien, as jy my nou op 'n kursus stuur, wat moet ek nou doen? En 2 keer in 12 jaar, dis dan nie so erg. Nee, maar moet dit nou jy's donderdag of Vrydag wees? Ja, so 2 dag kursus. En hoeveel nagte? 2. Woensdag aand en donderdag aand en Vrydagmiddag bring die bus ons weer terug. Vat jy jou golfstokke saam? Ja. Nee, se kursus nie 'n vakansie. Jy is hier verbaas hoe baie ouens verwar die twee. Pa mamma verjaar donderdag. Ek weet. Kyk, as jy moet gaan, moet jy gaan. Is net so ontydig. Hoe oud's ma donderdag? 21, eet klaar. Ek moet oppas. Ek sal maar vir die myn vra om my op die volgende kursus te stuur. Ag nee, Hendrik. Dis net ek gaan jou mis, dis al.
Rusty sê my sy het haar eerste man ook so gemis. Maar sy kan nou nog nie raak gooi nie. Pa, die bussie is hier. Pa, die bussie is hier. Ek kom. Ek wens ek kan weer Johannesburg toe gaan. Laas het ek en Kurt ons verkyk aan 'n restaurant toe die meisies so in die modder begin stoei. Met so te sê niks aan. Jy het meisies op jou brein, man. Het jy vergeet van 'n pak slaap wat jy gekry het? Dit was dit werd. Ek kry genoeg slaap en moet nou tog nie saam met die ander gaan party nie. Nee, ek sal nie. Daar's nog 'n eksamen na die tyd. As pa lekker prons wil eet en sommer ook goeie stoei wil sien, moet pa by Fanny's Kitchen gaan eet. Moenie vir jou pa idees gee nie. Bel as jy daar aankom. Ek sal. Daar is. Waar, pa? Lekker leer, pa. Op my ouderdom. Presies man, wat is dit? Peanut butter en stroop. Ek sal dit afvee. Stupid. Kom. Hendrik, groet my hier. Die ander in die bussie sal aanmerkings maak. OK. En sommer happy birthday vir môre ook nie. Ek bel jou. En Vrydag as ek terugkom na 4 ons dit. Ja, Hendrik. Toe gaan trek uit julle skoolklere. Het jou sitvlag laas nie genoeg gebrand van Fanny se kombuis of wat dit ook al genoem word nie? Ek sal dit nie gou vergeet nie. Wat? Die pak slawie meisies in die modder. Die huis is stil sonder daai lawaai hè? Ja, nogal. Hy sê my het gebel. Dat hulle lekker gery. Ja, net die pad was glo besig. Wil pa koffie? Nee, dankie, net 'n bietjie melk vir my soeibrand. Ek kry sommer self. Wanneer begin daai kursus? Môre, 7:00 glo. Dan wonder ek wat hy vanaand gaan doen. Kan jy my asseblief deurskakel na kamer 440? Oh, yes, no. Could you please put me through to room... No, could I please speak to room 440? No, I mean, I want to speak to the person in room 440. Thank you. Hello, Hendrik. Who are you? Sharon. Sharon who? What do you mean if I tell you who I am? Listen, you. What are you doing there? What do you mean having a ball? Having a ball? Luister, juffroukie. Jy pak nou jou goed en jy trap. Trap uit my man se kamer uit. Yes, I said my man. My husband. For your information. Geskik. Surprise! Veel geluk, lieve mami, omdat we verjaar. Maak die Here maar seën en nog baie jare spaar. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Nog 'n piep piep. Ag, julle, dit was regtig nie nodig nie. Ons het gereël. Ons geweet ma gaan treurig wees omdat pa nie hier is nie. Dit was pa se idee gewees. Geluk maar. Dankie. Kyk of maar nog kersse kan doodplaas. Jou pa het baie idees. Kom. Wag, gee my net 'n kans. Was 'n verrassing, ma. Wat? Ja, julle moes nie. Kom ons eet die ontbyt. Hes en Jolly het dit gemaak net om jou dag te maak. Ja, ek moet spring, ek moet nog gaan werk. Bas, en die baba. Tannie Bas nie net langs en kyk na Hendrikie. Ek kan ook nie te lank bly nie. Ek wil daar wees as hy wakker word. Kom net maar asseblief. Ons skop. Dis die laaste ding wat ek op aarde verwag het, veral op my verjaarsdag. Natuurlik op jou verjaarsdag. Dis juist hoekom ons dit gedoen het. Ek wens net Hendrik kon hier gewees het om jou gesig te sien. Jy maar pa, hy sal. Wil ons moet spring, ek nog vir Jolly gaan aflaai voor ek gaan werk. Jy is vir my ietsie. Ag, dankie, Jolly. Baie dankie. En dis vir my wimpie, ma. My kinders. Dankie. Maggie, ek rol nou nie in die geld soos hulle nie, maar hier is vir jou 'n voucher.
Baie geluk, Maggie. Dankie, pa. Jy kan hiermee jou karretjie vir nie daar by my werk laat was. En dit sluit 'n polish en 'n vacuum ook, en nogmaals geluk, hoor. Dankie, pa. En dis nie vir Hendrik se bakkie nie, hoor. Toe maar daaroor hoef pa nie bekommerd te wees. Hier's nog 'n kaartjie ook. Dankie, pa. En dan het pa gevra dat ek dit vir ma moet gee. Dankie. Maar dit nie oopmaak nie. Wag toe maar, maak pa se eerste oop. Aan my vrou op haar 40ste verjaarsdag. Sorry, Dal. Ek kan sorry sê tot hy blou is in sy gezicht. Sorry dat ek nie hier is nie. Ek weet nie hoe sorry hy gaan wees nie. Hoe nou? Ag, pa, hierdie kangstige kursusse waarop hulle gaan. Dis net 'n verskoning om van hulle vrouens af weg te kom en weet wat alles daar aan te vang. Ma's my net opset omdat pa nie is nie. Maar ma, ons moet loop. Ek gaan laat wees. Kom baie lekker verjaar verder. Ja, bye, ma. Bye. Dankie. Dankie dat julle gekom het en dankie vir die present. Die telefoon maak seker is pa. Gaan wonder nie. Ek gaan maar nie antwoord nie. Nee, hy's gaan antwoord. Jy sê vir jou pa ek is klaar wegwerk of so iets. Was die verrassing te groot vir ma? Mens kan maar so sê, ja. Ek het een keer 'n ou gesien wat so geskrik het op 'n surprise party het homself nat gemaak. Pa. Is dit oupa? Ja, dit was nie eers sy party nie. Nooit. Ja, as ek reg onthou, dan was dit nie eers 'n surprise party. Hoekom het hy dan so groot geskrik? Toe hy die meisie sien wat sy blind date sou wees, toe is dit sy eie vrou. Pa sê hy verstaan as ma nie met hom wil praat nie. O, hy verstaan nie, hy verstaan. Hoekom sê jy nie vir my ek is klaar wegwerk toe nie? Maar weet ek kan nie vir pa jokkie nie eers as betaal word nie. Nou, hoeveel? Ek het vir pa gesê ma staan ontstel om met hom te praat. Gaan maar nou nie die persente oopmaak nie. Later, gee my net 'n kans. O ja, en pa sê ma moet asseblief vanaand bel. Hy sê dit kos te veel om van die hotel af te bel. Hy sal vroeg in sy kamer wees. Ek is seker nie wag om terug te kom in sy kamer. Hy slaap. Ek vat hom gou kamer toe. Ag, hy raak nou so oulik, ek kan hom opvreet. Hy sê hy daarmee dat die spoeg so spat. Nielse, eet maar eers klaar, Jolanda. Nielse, hy klink so kompressor as hy so suig. Ek is net bang hy kry so 'n onkrolofies as hy aanhou met dammie so vas teen sy mondjie te suig. Ag, alle babas doen dit. Nog 'n stukkie koek. Nee, dankie, maak op 'n vreeslike diet. Het pa vir maar daai ruiker gestuur? Nee, Benny het. 'n Dag laat. Maar dis die gedagte wat tel. Is ma nog vies vir pa? Ja. Ai ma, vieser as wat jy dink. Ai ma. Ek het gisteroggend sy hotelkamer gebel. Maar dis nie vir die kinders se oor bedoel. Jy moet nie eers met ou boet daaroor praat nie. Nee, ek sal ons niks sê nie, ma. 'n Vroumens het geantwoord. Ai ma, 'n vrou? Sharon. Sharon wie? Sy wou nie sê nie. Sharon, sy wou nie sê nie. Ek voel skoonnaar. Is vreeslik en nou wat gaan maar nou doen? Ek weet nie, ek het die hele nag wakker gelê. Ag, maar ek moet jou nie opsaam met al my probleme nie. Nee, ons moet die ding uitpraat. Dit's vreeslik. Ek het nie so iets van pa verwag nie. Mans. Jy dink jy ken jou man en dan gebeur daar so iets. Is maar seker. Natuurlik is ek seker ek het self met die vroumies die Sharon ding gepraat. Kyk, ek klein flerry. Toe sy hoor wie dit is wat praat, toe sit sy die foon in my oor neer. Hi, ma. Hallo. Die safety rep nog nie terug nie. Die pad is seker besig, pa, dis Vrydag. Ja, miskien slaap hy oor. Dan burger. Maggie, wat is dit wat jou so bodder? Hy het gaan verder leer. Hoe bly jy so kwaad vir hom? Ag, ek is jammer, pa. Wil pa 'n bietjie koffie hê? Ja, asseblief. Jy, Jolanda? Nee, dankie, ma, as pa is. Waar's Niels? Snoeker.
Maar hy sal 6 uur hier wees, as hy weet wat goed is vir hom. Hallo. Waar is al die mense? Die lawaai is terug. Hallo Jolie. Hallo pa. Hallo pa. Hallo Hendrik. Hallo Dol. Wat soen jy my soos 'n bokser voor 'n groot geveg? Kom hier so man, birthday girl, ek het mos verlang na jou. Hendrik nie vir almal nie. Hallo pa. Hallo pa. Hallo Wampie. Hallo Wes. So, spadeer of het pa gedop. Ek is nou 'n gekwalifiseerde veiligheidsverteenwoordiger. Ons kry volgende week ons sertifikaat. Is net ou Swannie wat gedop het. Seker om hy te veel gedop het. Toe ons terugry en ons klim in die busie toe gaan sit, hy daar langs ou vermeel en toe sê hy vir hom, luister, waar was ons en wat het ons gedoen? My vrou sal wil weet. Die vrou is altyd die laaste een om te weet. Het pa toe by Fanny's Kitchen gaan eet? Nee, daar was nie tyd nie, ons het in die hotel geëet. En jy bel my ook nie terug. Ek het gebel, maar jy was nie beskikbaar nie. Ja, hulle het ons so besig gehou met daai kursus. Maar daai eksamen was nie maklik nie. Hoe was die surprise birthday? 'n Surprise. Ek wil julle vertel wat daar in die hotel gebeur het. Was daai eerste môre gewees. Ek en Vermeulen is op pad na die eetsaal toe en toe ons so aankom na die lift toe. Toe bars een van die kamers se deure oop en 'n vroumens gooi 'n ou daar uit met klere en al. Wat? Hoekom? Ja, ek weet nie, maar hy het net sy pyjama baadjie en sy sokkies aangehad. En sy gooi sy klere en alles met sy tas en al daar uit en sy skree vol. En sy self het maar net 'n eina nightjie aangehad. Motelmoles. Nee, erger. Want almal storm uit hulle kamers uit om te kom kyk wat se lawaai dit is. En hierdie vroumens skree vir hom, "Out you pig!" en nog 'n paar ander lelike goed op. Sy skree en hy protesteer. "Sorry, it's a mistake, please. I promise you, Sharon," jy weet, was sy van die luister nie. Nee, "that was your wife on the phone," sê sy, "out you pig." En met die gooi sy sy hele tas met klere en al daar by die trap af. Sharon. Ja, dit was haar naam gewees. Ek onthou nog goed, want hierdie ouer het aan mekaar gekerm. "Sorry, Sharon, it's a mistake," en daar gat uit die trap af. Hendrik, in watter kamer was jy? 414. 414. Nie 414 nie. Nee, as ek nou reg onthou, dan was hierdie twee wat so lawaai gemaak het in 440. Ai man. Hendrik, ek het 'n verskriklike fout gemaak. Ek het jou gebel by die hotel. En toe antwoord 'n vrou en toe sê ek vir haar, "Wat soek jy in my man se kamer en vat jou goed in trap?" Sy het nie dalk haar naam ook gesê. Sharon? En dis hoekom jy my toe nie teruggebel het. Wonder jy was so bevoeterd nie. Hendrik, ons kon skaars huishou met jou vrou. Ek is jammer, pa. Dit moet jy vir Sharon sê. Maggie, wanneer eet ons? Ek gaan opskep. Hey, wag so 'n bietjie. Dis ook maar goed ek was hierdie, want lyk my ek was die hele tyd in die dogbox. Dis maar goed jy was by daai kursus. Jy vertrou my nie, jy sê, hè? Nee, nie juis nie. Lyk ek nou vir jou soos 'n vroue verneker. So bietjie. Wag, ek moet gaan opskep. Jolanda, bel tog asseblief vir ou Boeta by die snoeker. Dit is al amper 6:30. Die nommer van die klub is daar in die boekie. Ja, miskien moet ek maar. Ag, ek is jammer, ou Hans. Nee, Ek is regtig jammer. Vreet hom uit, Jolie. Hallo, is dit die klub? Die snoekerkamer asseblief. Dankie. Hallo, is dit die snoekerkamer?
nou, maar wat maak jy daar? Ek tog is net vir mans. O, is dit? Ons is Niels van Tonderdag. Wat bedoel jy, Karnolsie? Dan praat asseblief. Gaan sy konsentrasie breek, ek gaan sy net breek, roep hom. Niels, dis 6:30 en ons wag. Ja, as jy weet wat goed is vir jou. Ja, nou! Hy is op pad. Ja, elke oukie het sy vroukie. Of anders gestel, elke huis het sy eie dogbox. Ek is trots op jou, Hendrik. Baie geluk. Dankie. Ja, ek het hard gewerk hiervoor. Ek wil daar in die munt in die muur gaan sit, laat al die pelukas kan sien, ek is nou 'n safety rep. Teen watter muur onder in die myn gaan jy dit ophang? Ja, dit sou nogal moeilik wees. Nee, my sitkamer nie. Dit pas nie by my ander goed nie. Nou, waar moet ek hom dan opsit? Wil jy regtig weet? In die gang. Of in die garage. Ek sal hier lek. Ja man, enige plek is jou huis. Gaat hom net daar opsit. Net nie weer met 'n hamer en spyker in die muurkap nie. Jy ken nie die huis se pleister, hoor liewerste. Ja, ek weet waar. Byt so, plak my nou. Ek kom nou daarvan as 'n mens goed vir ander mense uitleef. As ou Spike nou hier was, had ek hom 'n klap gegee. Dit gebeur wanneer 'n safety rep meer worry oor 'n sertifikaat as oor die veiligheid. As dit. Hallo Spike, ek het so 'n paar oomblikke net aan jou gedink. Kom in. Nee man Hendrik, jy kan nie 'n ou klap wat so lyk nie. Hoekom? Nee, niks. Wat het met jou gebeur? Ek het 'n ongeluk gehad, oom. Waar by die werk? Ag nee man, nou so ons ongeluksvrye man hier en sy dinge so. Ja man, by die huis op die dak, ek het die dak geverf. Afgeval? Nee, jy's nie oom. Ek het 'n tou gehad wat ek oor die dak gegooi en geanker het aan die ander kant. Ek het die tou met hierdie hand vasgehou en met die roller het ek met hierdie hand so geverf. En toe kom die anker los. Nee, ek kan 'n tou knoop. Waaraan het jy hom vasgeanker? Aan my bakkie se toubaar. Nee. Ja, maar toe gaan my vrou winkels toe met die bak. Jy. En toe's jy soos 'n waterskier agterna. Ja, met die roller trek ek net so 'n breed GT-streep reg oor my huis se dak. 'n Verfstreep is seker nie alstreep wat nou daar sit nie. Jy kon dood gewees het. Sure, ek kon dood gewees, maar ek het kop gehou. Ek het gelos toe ek reg oor die tweeling se opblaas swembadjie trek. En dit breek toe jou val. Ja, oom, die plastiek eentjie breek toe my arm. Ja, dis nou wat hulle in veiligheidsterme sal sê, it was a minor accident or incident. Dis nou wat hulle in gewone terme sal sê, plain damn stupidheid. Kom ek teken of hier.
weet nie hoekom doen jy dit. Wil jy jou kinders met in 'n nuwe huis intrek en lakens voor die vensters hang? Ons het dit gedoen. Dis anders. Het julle op gordyne geslaap? Nee, pa, ons het nie gordyne gehad nie. Julle was nog gelukkig. Toe ek getroud is, het ons nie eers lakens gehad nie, ons moes koerante gebruik. Om op te slaap? Nee, voor die vensters. As ek my kinders kan help, hoekom nie? Dis nie nodig dat hulle moet sukkel nie. Wie's nou so ontydig is al na 8. Nou, meneer. Goeienaand, ek is Poen Pinaar. Aangename kennis. Hallo Poen. Hallo. Kom sit. Wat doen jy deesdae? Nee man, ek is nou boogrond by Drieskag, maar ek verkoop versekering, so vryskut. Ja, so van dorp tot dorp, gaan nogal goed hoor. Want oom, ek is Poen. Ja, ek het gehoor Poen Pinaar en jy kom 'n spul polis aan ons afsmeer, né? Jy's met die verkeerde huis, neefie. Pa, 'n bietjie koffie? Niks vir my nie, dankie. Ek het net 1 nier. Ek moet maar versigtig wees. So Hendrik, hoe lyk jou versekeringsportefeulje? My wat? Jou versekering. Ek bedoel, is alles daar in orde? Wanneer het jy laas 'n bietjie daarna gekyk? Het so 'n bietjie aangepas? Ons het genoeg versekering, dankie. Ja, ek het een van daai goed wat alles insluit, die karre ook. Ek is tevrede dan. Hey, ek het al mense lank trane sien hulle omdat hulle versekering afgeskeep het. Maar kom ek vertel julle net van die nuwe gemoedsruspakket. Dis 'n goue pakket. Gemoedsrus vir die hele gesin. Jy sal nie spyt wees nie. Teken net hier. En sluit dit nou alles in daai publieke geriewe op? Publieke aanspreeklikheid, ja. En alle ander regskoste. En volle uitbetaling as die kar gesteel word en of uitbrand. Alle mediese koste, ongeskiktheidstoelaag. Ongeskiktheid ook? Ja. Kijk, jy belê hier in totale gemoedsrus. Ja. Hendrik, is dit nou dieselfde een as die ene wat julle wil vat? Ja, behalwe dat nog universiteitskoste vir die klein seun ook by sien. En hierby ingesluit is 'n gratis ontleding en opstel van 'n testament vir almal van julle. Teken net daar het jy dit. Wag net eers 'n bietjie. Hoeveel moet ek nou elke maand betaal? Byna niks vir die gemoedsrus wat u gaan kry nie. Ek bedoel, wat kos gemoedsrus? Hoe kan 'n mens waarde heg aan gemoedsrus? Kyk, hier word u vir byna elke aanspreeklikheid gedek. Jy laat my nou voel soos Betty Lanza se bulldog, gedek deur alles. Nee, wag nou Hendrik, moet niks teken nie. Onthou julle nie wat laas gebeur het toe julle daai offer to purchase vir daai huis geteken het nie? 'n Offer is net 'n offer totdat jy 'n teken en dan is dit 'n koopkontrak. Nee meneer, kyk, dis versekering, dis nie 'n huis nie. Dis nie 'n offer to purchase nie. Ja, ek weet. As jy die teken het, jy klaar gepurchase. Hendrik, wag. Kom ons slaap eers daaroor en dan teken jy môre. Ek weet van 'n gesin in Klerksdorp wat dit ook wou doen en die nag was daar 'n kortsluiting in hulle dak en die hele woning het afgebrand tot op die grond. Hulle het nie 'n sent uitgekry nie, net omdat daar niks geteken was nie. Nooit. Ja, was 'n gesin van 6 kinders. Ja, ek het daarvan gelees, ja. Jy? Ja. Hulle kar en hulle karavaan het ook uitgebrand, né? Ja, verskriklike skade. Hulle was glad nie verseker nie. Ja, en die arme man het toe sy werk ook nog verloor boonop, né? Dis reg, ja. En hy kon 'n verlies van inkomstedekking gehad het as hy net geteken het. Bull twang. Ek lieg en jy lieg saam. Pak jou tasie, Poen. Okay, maar wat van net third extension of third party fire and theft? Uit is jy, Poen, kom by. Ek wil net gemoedsrus gee. Al wat ek gekry het is 'n kopseer. Okay, wat van riot cover? Luister, as jy nie binne 3 tellings hier uit is nie, sal dit lyk of jy deur 'n riot was. Okay. Eenvoudig nee, dankie sou goed genoeg gewees het. Nou gaan ek tot wie weet watter tyd nog aan hierdie gordyne moet werk. En nou het ek Dallas ook gemis. Poen het so 'n gladde bek as ek daai premie moes betaal, sou ek elke maand moes claim vir loss of income. Is jy seker ou boet het reg gemeet? Ja, ma.
Dit gaan pragtig lyk in my sitkamer. Ek kan maar nie sê hoe opgewonde is ek oor my nuwe huis nie. Ou moet net gras plant, want die melantie op hierdie luitjie sal wil speel. Ek sal vir hom 'n swing van 'n tyre maak. Ek wonder hoe gaan dit met die trekker. Jolie, ou moet soek die nuwe huis se sleutels. Jou en hy kan nie syne kry nie. Niels en sleutels. Ek moet hom sy nek vasbind. Hier, Huis. waar's jou pa? Hulle wag al buite in die bakkie. Ons vat nou die eerste vrag. Het Koert kom help. Ja, ek en hy sit agterop. Sê vir Niels hy Pieter sy sleutels soek. Ek draai sy nek om as hy myne ook verloor. Okay. En sê vir jou pa, hy moenie laat wees vir ete nie. Okay, bye. Bye. Ons moet vir Poenpina na Oubo toe stuur. Poen het juis 'n versekering wat verlore sleutels dek. Ja, as iets van ons gaan moet begin dink as ons nou in die huis intrek. 'n Mens moet versekering hê. Twak. Maar sê nou iets gebeur. Soos wat? Diewe wat inbreek, brand, 'n weerlig, 'n aardbewing, sikloon, enige iets. Kyk man, as dit gaan gebeur dit. Versekering gaan dit nie keer nie. Ja, maar ek gaan help om weer iets te koop. Het jy al ooit gehoor van iemand wat tevrede is met wat 'n claim uitbetaal het, hè? Oh nou? Kyk man, wat ook al gebeur, dit gebeur meer kere nie as wat dit gebeur. So die odds is in jou favour dat niks gaan gebeur nie. Sit liewer daai geld wat jy op premies sou mors in die bank en begin jou eie versekering. Ek het gedog dit is goed om verseker te wees. Jy weet wat 'n dog gedoen? Hy het gedog hy woeps en toe waps hy. Sis oupa. Pa, mens moet versekering hê. Veral vir 'n kar. Ja, sê 'n mens maak 'n ongeluk en ry in 7 duur Duitse motors vas. Jy moes nooit in die eerste instansie in so 'n toestand bestuur het. Is maar net 'n voorbeeld, oups. Waarvan as mense kar gesteel word? Die een wat julle kar wil steel met sy kop laat lees. Pa's nee, sê Hendrik. Weet altyd van beter. Al wat behoorlik verseker is in hierdie huis, is Hendrik se stokke. Sy visstokke en golfstokke. Jolie, hy slaap. Ek gaan hom in die kamer sit hoor. Maak dit seker hy's mooi toe. Nou nee, ek dink ek gaan so 'n bietjie daar by die klub dart speel. Julle is so besig, ek is net in die pad. Ag nee, pa. Ek is buitendien lus vir 'n biertjie. Moet nou net nie laat wees vir ete nie. Nee, okay, kom maar. Bye. Mansmense. Mense sê hulle moenie laat wees nie, maar dit val op dowe ore. Dit gaan baie snaaks soos om in 'n huis te bly. Ons gaan nie meer kan hoor as die mense in die flat bokant ons stry nie. Soos Johnny en Poppy te kere gegaan het, was baie erger as Dynasty of Dallas. Kon julle hulle hoor? Elke woord. Maar dan kan die mense mos in die flat onder julle vir jou en ou hoor. Dink jy so? Ja. Ek wou nie weer my gesig by daai flat nie. Ek is bly ons trek. Ek daai twee laaitjies in die hande kry, dan skil ek hulle af. Wie? Wimpie en Koet. Hulle is veronderstel om te wag, maar nee. Oor kan ek jou kar leen, ons moet gaan soek na hulle. Hoekom? Ja, hulle is weg met die bakkie en die ding is volgepak. Met my huisraad. Nou maar toe maar poeks, ons gaan hulle kry. Waar is jou sleutel? Het jy jou sleutel gekry? Nee, maar ek sal gaan Niels! Ry jy na bier? Ja. Niels. Hendrik. Ag, ons het net elkeen nou 'n biertjie by die hotel gaan drink. Die trekkery maak 'n mens mos dors. En Wimpie hulle was veronderstel om na die bakkie te kyk en toe ons terugkom, toe is hulle weg. Nee, hulle het seker net die goed daar by die huis gaan aflaai. Ek sal ook nie voor 'n hotel vir jou staan en wag nie. Dis wat ek nou wil gaan kyk. Niels, jy weet wat doen bier aan jou. Toe maar man, die bed is op die bakkie. Mans. Ek sien al hoe eet ons vanaand 9 uur. Ek is seker Wimpie dit gaan rondry met die bakkie. Met my huisraad agterop. Nee, ek glo nie. Ek dink hulle het die goed huis toe gevat. Maggie, is hier ook moeilikheid. Ek sien Hendrik en Ouboet is hier uit soos twee wilde vragters. Ry pa ook na bier. Ja man, ek het mos 'n biertjie gaan drink. Hendrik en Ouboet het vir Wimpie gaan soek. Wat bedoel pa ook moeilikheid? Ek moes gisteraan daai damn versekering gevat het. Het pa ongeluk gehad?
Nee man, ek het dan geloop van die klub af hiernatoe. Hoekom is Oupa se kar weg? Hoe het jy geweet? Gesteel. Hi, Oups. Moet wees. Weet jy hoe voel dit as jy daar na jou kar toe loop en jy kom daar en daar's net 'n oliekolletjie daar by jou kar gestaan. Dit ruk 'n mens hier binnekant. Het pa al die polisie laat weet? Nee, ek was te geskok. Shanda, waar is Oupa se kar gesteel? Reg voor die klub. Pa, ek sal die polisie gaan bel. Nee, toe maar. Ek stap sommer soontoe, dis net om die blok. Ek in my baskop het ek nie daai vorm van nou poen geteken het nie. Oups het nie gedink so iets kan met hom gebeur nie. Hardkoppig. Shame. Maar wie ook al Oupa se kar wil steel, is so mal soos 'n haas. Miskien het hulle dit gesteel net vir die scrap metal. Het ma vir pa gesien. Hulle het nie. Waar kom julle twee vandaan? Jou pa soek julle. Maar ons het gewag het Oupa pa se kar is gesteel. Wat? Kan nie wees nie. Ons het daar agter die klub gesien staan, net nou nog. Agter die klub. Ja, tussen die bome. Maar Oupa het gesê voor die klub. Maak seker Oupa het weer vergeet waar hy die kar geparkeer het, soos daai keer in die parkade. Ek julle my huis al gaan aflaai. Nee, hoe kan ons? Ons vrek gewag vir pa en Ouboet en toe het ons maar 'n videogame in die kafee gaan speel. En toe ons uitkom is hulle weg met die bakkie. Ons het teruggeloop. Wat? Hulle het ook teruggeloop. Hulle het gedog julle die bakkie gevat. Maar as pa nie die bakkie het nie, en julle het nie die bakkie nie. My huisstraat is op daai bakkie. Dis gesteel. My huisstraat is op daai bakkie. Ek sal met huis toe gaan. My ma het daarvan as ek so laat by ander mense speel. Waar ry jy rond? Nêrens, pa. Ek soek my vrek na jou. Waar is die bak? Is hier buite nie. Jy bakkie geprek. Die bakkie is gesteel met my huisstraat op. Wat? Waar? Voor die hotel waar jy dit gelos het? Maar Wimpie, hulle moes daar gewag het. Nee pa, hulle het gaan videogames speel in die kafee. Ja, daar is hy gesteel. Met my huisstraat op. Wel die TV, ons moet 'n polisieval kry. Dan kan nie baie ander bakkies weer met huisrade op nie. Was jy al op die Pietersburg snelweg? Met die polisie daar. Ek moes nooit vrou Poen so vinnig hier uitgejaag. Dis reg, sergeant. Ja. Dit sal gaaf wees, ja. Dankie. Totsiens. Ja. Die diefstal is nou aangemeld, nou moet ons maar net wag. Maar kan die polisie nie padblokkades opstel of die polisie helikopter vat 'n lugsoektog begin nie? Vir 'n bakkie vol meubels, jy seker laf man. Maar ek wys sou. Alles wat vir ons gewerk het is op daai bakkie. Alles is jou weg. En waarvoor? 'n Bier en 'n videogame. Doe maar boeks, ons kan weer ander goeders koop. Maar waarop gaan ons slaap? Ons bed is op daai bakkie. Ag, toe maar Jolanda, ons sal help. Ek sal vir julle daai koperknopbed wat daar by die Westerbroer staan koop. Hey, ek is bly ek het nie daai vorm van ou poen geteken nie. My jalopie is terug. Oupa vergeet dat Oupa dit agter die klub parkeer. Hoe het jy? Hendrik is met die helm gebore. Nee, pa. Ek loop nog so ewe daar na die polisiestasie toe slaan dit my soos 'n hamer. Daar was nie parkeerplek voor die klub gewees nie. Toe het ek agter die klub tussen die bome gaan parkeer. Ek word kens. Hulle almal so bek af oor daai bakkie. Mens kan maar so sê, ja. Hoe weet pa van die bakkie? Ek het hom gesien, ek weet mos hoe lyk sy bakkie. Met my huisstraat op. Ja. Waar het pa die bakkie gesien? Daar by die munisipaliteit se gebou. Julle sal moet gou maak, anders dan maak hulle toe en dan kry julle die bakkie eers môre. Kom weer oupa. Nou maak jy asof jy niks weet nie. Daar waar hulle die karre sit wat hulle wegsleep. Julle het seker weer op 'n loading zone geparkeer. Wanneer het pa die bakkie daar gesien? Nou net. Sê jou R35 kos om hom los te kry. Jy wil mos nie leer nie. Kom. Wimpie, jy bly net hier. Ek vat sommer jou kar. Ou moet kan die bakkie terugbestuur. En jy geld, Hendrik? Ja. Het jy in die laaisone geparkeer? Ja, maar hulle sleep ook die karre so vanaand weg. Ek weet nou nie of ek moet lag of ek moet huil nie. Ag, toe maar is net van sene wees. Jy's gemaak vir ons 'n lekker koppie tee. Beteken dit nou maar gaan nie meer vir ons daai koperknopbed koop nie.
wat lank ek vrek al van die honger. Toe maar pa, hulle sal nou hier wees. R35, R45. Jy weet, ek verstaan ou boet nie. Ek het vir hom gesê ek kry hom hierso. En hy's voor my daar weg. Nou wag hy seker vir my daar by julle nuwe huis. Laat hom wag, ons eet eers. Ja, ek stem, oupa. Is al die meubels nog oukei, pa? Ja. Ja, hallo van Donner hier. O. Ek sien sergeant. Ja, ek kom daar. Wat is dit nou? Jy wil nie weet. Dis Niels. Was daar 'n ongeluk? Nee, sê liewerster 'n misverstand. Die polisie het die bakkie wat gesteel gerapporteer is gekry en die dief toegesluit. Ag nee. Jy weet, daai sergeant sê vir my, hy het nou al baie stories gehoor, maar hierdie ene vat die koek. Hy sê hierdie dief hou aan sê hy's my seun. Is Niels in die tronk? Nou, hoe dan anders? Hy was daar in die gesteelde voertuig. My man in 'n gesteelde voertuig. Ons moes nooit getrek het nie. Daai huis bring net smart. Dis 'n voorbode. Nee man, twak. Dis net stupidheid. Wat kan nou nog verkeerd gaan? Hendrikie, Hendrik, gaan verduidelik tog aan die polisie. Kan ons nie eers eet nie, Maggie? Asseblief, ma. Hallo. If you can point a finger, you can play a tune. Wat? Ja, ek sê die versekering game uit. Ek verkoop nou orrels, vryskit. Koen, dis heeltemal die verkeerde tyd. Nee man, orrels is nou weer in. Kyk, ek het die demonstrasiemodel saamgebring. Ek weet jou enigeen van julle kan binne 10 minute The House of the Rising Sun hier opspeel. Ek kan dit op 'n gitaar speel. Almal kan dit op 'n gitaar speel. Okay, Groen Koninglande in 12 minute. Ruiter van die wyntjie in 15 minute. Luister net hier. Koen, as jy nie binne 3 tellings van my werf af is nie, dan druk ek hierdie demonstrasiemodel so diep in jou keel af, daai ruiter sal sy wyntjie deur jou oor uitplaas. Die eenvoudige nee, dankie sou goed genoeg gewees het. Nou haal hy agter Poen aan plek sy laatjie in die tronk gehaal. So 'n dag wil ek nie weer beleef nie. Ja, as ou moet weer wil trek met iemand kry met vorm te doen. Dis nou al so laat, ek is alweer wakker. Ek is bly ek is nie daai twee wat nog moet gaan uitpak en gaan wegpak. Jolanda sê sy sal dit môre doen. Shame. Hier ou boet was om skoon bleek geworry toe ek hom aan die sel kom haal. Was ons ook so hals oor kop toe ons hulle ouderdom was? Seker maar. Is jy nie moeg nie? Hierso, Wat is dit? kopseerpil. Ek het nie 'n kopseer nie. Hierdie kopseer. Nee. Nou kos gaan klim in die bed. Wie kan dit nou wees? As dit Poen is, dan breek ek sy nek. So na 12. Wat is nou van? Kom in uit die koue. Maar waar kan ons nie slaap vanaand? Natuurlik. Dankie. Ons kan nie daar slaap nie vanaand nie. Hoekom nie? Bang. Bang waarvoor? Diewe, aanranders. Nou, julle twee kyk te veel TV. Ag, pog Hendrik. Hulle voel maar seker net vreemd in die nuwe huis. Die flat was so klein. Ons sê dit nie, maar Niels moet net eers die slotte verander voor ek daar kan slaap. Maar dit is dan nuwe slotte. Ja, maar Niels het vanmiddag sy hele bos sleutels verloor. Ek slaap nie in 'n huis waar enige dief die sleutels kan optel en sommer net inkom nie. Dis een rede. En die ander? Die plek moet gefumigate word. Ah, nee, nou kom ons by die eintlike rede. Dit was 'n spinnekop, nee. En jy kon hom nie kry om hom dood te maak. Hy was te vinnig geweest, pa. Maar hoe weet pa?
ondervinding. Was jy, Hendrik? Kom. Julle kan in die spaarkamer gaan sit. Net jy moet jy nou maar onthou. Van die dag dat jy trou, sal jy enige ding wat in jou huis inkom wat kleiner is 'n kat en wat meer as 2 bene het, moet doodmaak. Grulik nou. Pa gehoor ou Swannie het glo 'n poen pienaar business geslaan met 'n portable orrel. Lei jy vir Hes op? Hy twee het maar redelik flou gelyk toe hulle vanmôre hier uit is. Sjem, ou het sê hy het die hele nag nagmerries gehad van tronke, boeie en allerlei sulke goed. Moet Wimpie en Koer die hele tuin omspit? En nie gras nie. Ek het vir hulle gesê pas die bakkie op, maar nee, hy en sy buddy gaan speel videogames. Nou kan hy en sy buddy maar die tuin ook omspit en nie gras nie. En Koer se pa het gesê as hulle hier klaar is met hulle daar na hom toe kom. Skaam jou, Hendrik. Nee, is hulle straf. Waar's my pa? Daar besig by sy kar. Hy's besig om 'n alarm of 'n ding daarin te sit sodat die diewe nie sy kar kan steel nie. Maar wat het die wat sy sout werk is, haar oupa se kar wil steel? 'n beginner? 'n Versamelaar van vrats motors? Praat van die duiwel. Wat sê jy? Nee, niks nie. Wat het pa gedoen? Ek het my kar gebooby trap. Ek het hom reggemaak sodat geen dief my kar kan steel. Nee, my pa moes soos daai ou gemaak het by die halfjack vol gif in die kar gesit het. En toe die diewe sy kar steel, toe kry die polisie sy kar so 3 kilometer van sy huis af met 2 baie siek diewe daarin. Nee, Hendrik, is te gevaarlik. Sê nou maar net ek vergeet en in 'n oomblik van swakheid vat ek 'n sluk en dan. Nee, jong. 'n Mens mors nie drank so nie. Ag, papa, drink mos nie eintlik nie. Wat 'n oomblik van swakheid is dit nou? Jy weet nooit. Ek vat eintlik net 'n dop om sosiaal te wees. Jy kan maar sê ek drink om ander mense interessant te maak. Nou, hoe het pa nou die kar gebooby trap, net vir ingeval ek hom moet bestuur? 2 dinge. Die eerste ene is ek het 'n pyp oor die handbriek gesit wat met 'n slot aan die gear vasluit. Hy werk net as die gear in reverse is. Maar jy kan nog steeds die kar steel? Ja, seker. Maar dan kan jy net in reverse ry met die handbriek aan. Jy sal nie ver kom nie. Nee. En daar is aan my tweede trap. Ek het hierdie switch voor in my kar gesit. Switch? Ja. En hulle is sag in die middel. Ek het elkeen van hulle ingespuit met 'n bietjie medisyne. Gedokter kan jy maar sê. Wat se medisyne? Hierdie purgasiemiddel. Met ander woorde, terwyl die dief in reverse met die handbriek aan wegjaag, gaan hy die vreeslikste aanval van spuitende purgasie kry. Nou, wat is dit as die dief lekkers eet? Daar's geen dief in die land wat nie 'n soet tand het nie. Nee, as dit werk sal ek dit met my bakkie ook doen. Skus jy hoe? Ek moet uit die privaat kom. Wat jy ons afval. Dit werk.
sê jy dit moet jou eie liedjie wees. Ja, oorspronklik. Die een is glo vir my. Kom nou, ouetjie, sal nie reg kry as ons nie oefen nie. Maak nie weer seker van die reëls. Kyk, kom nou. OK, 1, 2, 3. Alleen in my karretjie, net ek en jy, ry ons in die stofpad by die myn verby. Ek kyk na jou en jy na my, plaas ek kyk waar ek ry. Skielik hoor ek net prikke wat skree, ek trap die rem, maar die rem skree meer. Ek hoor hoe gil jy, nee. Alles voor my word 'n pikswart see. Hoe kon ek dink dat jy ooit sou kon wag vir my om te ontwaak uit die donkere nag? Selfs in my koma kon ek hom hoor lag. Jy was die prooi wat hy wou jag. Eers was jy myne en nou is jy syne. Vir ons baba is hy papi of paps. Eers was jy myne en nou is jy syne. Vir ons baba is hy papi of paps. En ek, wat is ek? Is ek net 'n gek? Die oom met die gesnyde gesig. Eers was jy myne en nou is jy syne. Vir ons baba is hy papi of paps. Eers was jy myne en nou is jy syne. Vir ons baba is hy papi of paps. Mami, waar is my papi? Ag nee, wat ou, hierdie liedjie is te treurig. Jy sal nooit die kompetisie daarmee wen nie. Ag, mense hou van sulke treurige goed, man. Jolly sê hy huil nog elke keer wat sy liedjie hoor. Ek voel self lus om te huil, maar dis oor jy soos jou dinge sing. Los hom, oupa. Oupa, wat van iets is... Na wie sal ek my kan wend? My hele wese, die is geskenk. Is lekker, maar maak dit eerder. Na wie sal ek my kan wend? My hele gesig is geskenk. Wat se hang-up het jy oor jou gesig? Dis deel van die liedjie se storie, oupa. Die ouens en meisie het 'n prank en dan vlieg hy deur die windscreen. Dis die laaste ding waaroor hy sal wil sing. Oupa verstaan nie waaroor dit gaan nie. Die ouens en meisie het 'n prank, hy vlieg deur die windscreen en sny sy gesig. Dan los hy hom vir 'n ander ou. Dis waaroor dit gaan. Ek dink sy los hom oor dat hy so sy gaai bestuur. Ek het die liedjie geskryf en ek sê is oor sy gesig. Laat mense dink waarom jou vrou nou ewe skielik haar rybewys wil hê, né? Oupa, toe ons nog in die flats gebruik was, ons reg bo kan die winkels. Maar nou toe ons in die huis bly, word Jolly vreeslik moeg om nou elke keer die pram van die huis af na die winkels toe te stoor. Dis vreeslik ver, oupa. Ou boet, wat hiervan? Daar het 'n muur tussen ons verskyn, wat wie weet soos mis voor die son sal verdwyn. I like it. Sal nie werk. Soos daai ou bestuurder hy nou wragtig teen daai muur op gaan staan en vasry en dan moet jy sy gesig sien. Oupa verstaan nie country en western nie. Country en western se voet klink vir my eerder na country en hot rods. Ou boet, moet jy nie aan oupa steur nie, kom nou laat ons oefen. Ek's te nervus om te kan oefen, man. Maar as jy te nervus is om te oefen, hoe gaan jy dit voor 'n gehoor kan doen? Nee, nie daaroor nie. Oor Jolly se toets. Mama's by haar. Sy bestuur alraai, dis net haar parallel parking is nie so lekker nie. En as hy teen die bult moet wegtrek, my kar se handbreker is nie so goed nie. En haar 3-point turn is eerder 'n 5-point turn. En hulle moet dan net nie vra om reverse parking te doen nie. Ou, dit klink nie vir my of Jolanda al reg is vir die toets nie. Ek weet, maar wat kon ek sê toe sy my vra of sy goed genoeg bestuur? Die waarheid. Is nie altyd maklik nie. Sê ek nee, dan is dit weer ja, Niels, niks wat ek doen is ooit goed genoeg nie. Dink jy ek is te stupid om te kan bestuur? En sê ek ja, en sy dop, dan is dit weer dankie, Niels. As vir jou lekker om 'n gek van jou vrou te maak. Verstaan jy nou hoekom ek nervus is? Ja. 'n Man moet nooit sy eie vrou leer kar bestuur nie. Dankie Niels, as vir jou lekker om 'n gek van jou vrou te maak. Hoe dit gegaan, Poeksie? Jy vra nog. Hoe sal jy weet hoe dit voel om 'n mislukking te wees? Ek weet, ek het my trytest die eerste keer gedop. En dit was nie die einde van die wêreld nie.
Waar's Hendrikie? Wat moet my kind van my dink? Wimpie speel met hom in die kamer. Kom Jolanda, dis nie so erg nie. Die meeste mense slaag nie die eerste keer nie. Die meeste mense ry ook nie oor die toetsbeampte se voet nie. Dit was sy eie skuld, hy het te naby gestaan. Hy het op die sypaadjie gestaan. Ek het nog nooit in my hele lewe so groot voel gevoel nie. En om alles te kroon, die vrou wat net voor my gegaan het, is los aan die deur. En sy's 74. Maar dink net hoe lank oefen sy al. Ek wil nie my lisensie as ek is 74 is nie, ek wil dit nou hê. Ek dink ek hoor julle. Want toe Jolly hoe dit gegaan. Ek hoop net nie jy het soos Rusty destyds ook oor die toetsbeampte se voet gery nie. En nou? Ag pa, hulle was vreeslik streng. Jolanda het nie geslaag nie. O. Ag, toe maar wat Jolly, moenie worry nie. Gaan probeer maar net weer. Rusty het eers die 14de keer geslaag. Ag, toe maar Poeksie. Oup verstaan nie eens country en western nie. Het my Poeksie regtig oor die nare Speedkop se toon gery? Ja, met die parallel parking. Daar binne is dit nou net een trane dal. 'n Mens durf nie 'n woord sê nie of jy word aangegluur. Is Maggie en Jolly terug? Ja. Shame. En sy het toe nie haar lisensie gekry nie. Wat kan jy ook verwag? Ou moet dit haar geleer. Rooi, stop, groen, go, geel, go like hell. Pa kan maklik praat. Pa het self nog nie 'n lisensie nie. Ja, maar Hendrik, almal weet dit. En ek is seker is pa nou daai toets gaan skryf se paaltjie deurkom. Sê wie? Sê ek. Pa het te veel slegte gewoontes aangeleer. Pa sou dan eers mee pa se flikkerlig alles pa hier onder by ons straat indry. Vir wat? Hendrik, as die mense nou nog nie weet ek bly in hierdie straatie sal hulle dit nooit weet. Daar is sulke goed soos verkeersreëls. So what? Ek sê pa wat. Ek weet pa nou vir R50 pa sal nie nou 'n lisensie kry nie. Hendrik, ek is nog nie so kees dat jy my soos 'n kind op die manier met geld moet kan probeer omkoop nie. R100? Okay. Nee. Dis nie altyd maklik vir 'n man nie. Pa seker gehoor Jolly het haar toets gedop. Nou sê ma sy mag gaan vir 'n paar bestuurslesse by 'n bestuurskool. Shame, miskien moet sy. Maar sy het nog nooit 'n Speedkop so oorvloek nie. Wat? Het hy vir Jolly gevloek? Maar dan sê ek moet hom moet gaan praat? Nee, nie vir haar nie. Van die pyn toe sy oor sy voet ry. Oh. Ek wonder of hy dieselfde ou is wat destyds vir Rusty getoets het. Jy weet, hy het net so gevloek. Ek gaan van my leer bestuur. Oh ja? Ek wil nie nog tot ek so oud soos Jolanda is en dan sukkel soos sy nie. Wimpie mag altyd die karre intrek, maar nie ek nie. Maar hy is 'n luitie. 'n Luitie mag sy pa se kar intrek. Ook maar net as hulle dit klaar gewas het. Maar ek sal dit ook was. Ja, Hendrik, is hoogtyd dat jy vir Hes leer bestuur. Ek sal. Man, as ons nou weer daar na Billy se plaas toe gaan, dan sal ek jou daar leer bestuur. Kan julle nie 'n bietjie sagter stry nie? Op my ouderdom is dit nie meer so maklik om te leer nie. Ek het nooit geweet daar's so baie padtekens. Dis omdat pa hulle vir so lank geïgnoreer het. Ek sal jou wys, Hendrik. Ek is nie so stupid as wat ek lyk nie. Nee, ek dink oupa lyk slim. Dankie. Met ander woorde, jy reken ek is stupid. Ek gaan koffie maak. Moet pa 'n lekker warm glas melk hê. Nee, dankie, net swart koffie vir my. Ek wil nog 'n paar uur gaan studeer. Swart. Ek hoop nie jy en ou moet gaan verder vanaand oefen aan daai hot rod liedjie vir julle. Nee, oupa. Ja, goed so, want dit gaan my mal maak. Ek wil 'n bietjie verder gaan leer. Eers maar jy myne. Shame. Ons moet nog daai rok vir jou klaarmaak vir die country kompetisie. Ja, maar ek gaan nie daai cowboy dra wat ou moet wil hê ek moet nie. Klaar. Hoe kon nie? Dit gee dan sulke oulike bakoortjies. Ek hoop net julle gedra julle daar by oupa Gousel. Na daai kompetisie gaan julle huis toe en dan gaan julle bed toe. Hoe dan anders pa, ons gaan mos saam met Ouboet en Jolly. En the Daily News gaan ook mos saam. As jy hulle nie gedra nie, dan bly julle net hier. Ons is lekker man. Ja, man. Hey,
is die bakkie se sleutels? Wie wil weet? Hoekom? Ek wil in die driveway op en af ry. Hoekom? Omdat ek wil leer bestuur. Weet pa hiervan? Natuurlik, waar is die sleutels? Jy vat 'n kans. Kom, ek gaan vir pa sien man, gies op. Dan sê ek vir pa van daai tydskrif wat jy by Koert gekry het. Dis oor kunsfotografie. Nee, pa, OK, vat dit. Maar ek weet niks hiervan. Thanks, bye. Dis stupid, nee. Dis stupid. Ek is halfpad, ek het my learners. Geluk pa. Dankie. Kan ek nou die helfte van die geld kry? Hoe nou? That'll be $50, thank you. Ek het gesê ek gee pa R100 as pa 'n lisensie kry. Niks van 'n learners nie. Stank verdank. Pa, ons het 'n ooreenkoms gehad. Ja, OK. Maar jy gaan nie weer klein koppie trek as ek hier aankom met my license nie. Hoe het dit gegaan, pa? Lekker soos 'n cracker. Pa, het dit. Ek is bly geluk. Dankie, Maggie. Nee, daarvoor gaan ek pa se geliefkoeste pudding maak. Dankie, Maggie. Ag, ek het sommer daardeur gevlieg. Was net daai stop if you want to teken wat my so 'n bietjie gekou het. Wat se tekens, pa? Die toegee teken. Nee, ja. En daai klein geelietjie, die right of way ene. Maar Smitty daar by die werk het vir my gesê, hulle vra hom altyd. Hendrik, jy moet vir Wimpie sê, hy moet nie so met die bakkie jaag nie. Hoe nou? Jy weet, toe ek hier by die hek aankom, het hy my amper onderste bo gery. Wanneer? Nou net. Hy's hier in die straat af daar na die winkel se kant toe. Ek slaat sy bas aan die brand. Ek's klaar waar se kar. Hey oupa, hoe het dit gegaan? Ek het my learners. Geluk oupa. Dankie Wimpie. Hey. Ek hoor jy jag met my bakkie nogal in die straat. Nooit pa. Nou, oupa het my gesê. Nee pa, dit was nie ek nie. Nou wie was dit dan? Ek weet nie, dalk een van pa se ander kinders, maar ek het niks gesien. Jy sal nooit so iets doen nie. Ek weet niks. En ek het ook nie gesien toe sy die bakkie se sleutels gevat het. Nou dat jy so praat. Ek het gewonder hoekom die wipers aan is toe die bakkie om die hoek gaan in plaas van die flikker. Hendrik? Sy is nie te groot vir 'n pak slaan nie. Hes? Oupa, toe ons nog klein was, het pa altyd gesê, as ons oor iets lieg kry, ons 'n pak slaan, maar nie as ons die waarheid praat nie. Al het ons iets gedoen wat ons nie moes nie. Ek onthou dit ja, maar baie vaag weg. Hes, wat het jy aangevang? Ja, ek het die bakkie gestop. Waarteen? Wat bedoel jy waarteen? Jy is oorgekom, het jy nie verseer? Gee meer om vir jou bakkies vir jou kind. Nee, maar ek het niks oorgekom, ek is heeltemal alright. Waarteen jy die bakkie gestamp? Hier bovenal aan die pad werk. Waarteen? 'n bulldozer. 'n bulldozer? As jy nie siret nie, weet ek waar jy gaan seer wees. Hoe lyk my bak? Dis so sleg nie pa. Die een voorste lig is uit en die bumper is effens gebuig. Die bulldozer is seker 'n raaitol. Nee, oupa, ek het hier die wiel vasgery. Dit het nie 'n skrapie op nie. Ek gaan na my bakkie kyk en jy bly net hier, juffroukie. My pa gaan my so hok, ek gaan nog getroud wees, dan mag ek nog hier uit. Jy kan bly wees daai bulldozer het niks oorgekom nie. Want as hy iets oorgekom het, dan sou daai voorman dit moes rapporteer en dan was die polisie nou hier. Jy kon teen 'n kar vol kinders vasgery. Ek eis om te dink wat dan sou gebeur het. Maar ek het nie. Niemand het iets oorgekom nie. My bakkie het iets oorgekom. En vir wat chip jy in as ek en jou ma besig is om jou uit te vreet? Ek het dit nie van jou verwag nie. As jy laaitie was, het jou bas nou so gebrand, jy sou nie kon sit nie. En daai luggat uit jou sakgeld uitkom. En die regmaak van daai bumper. Jy breek mos so oor die geld wat jy gespaar het. Nou moet jy dit alles uitgee vir wat? Stupidheid. Mens, wat het jou so iets laat aanvang? Is dit iets wat ek gedoen het? Ja, ek wil ook graag leer bestuur. Maar ek het gesê ek sien jou leer bestuur, maar jy wil nie wag nie. En nou gaan jy so gehok wees, jy sal met toestemming vra om skool toe te gaan. Papa, ek is jammer, ek weet nie hoekom
Dis nou genoeg, Hendrik. Ek dink jy het die boodskap gekry. Ek is in elk geval moeg om so aan te gaan. Ek sien jou leer bestuur. Maar as so gier jou nou weer beetpak om gesels met my daaroor. Kan ek nou maar weer inkom? Ja, maar ons wil geen aanmerkings hoor nie. Hoe ken ma my? Luister, gaan sê vir jou oupa, hy kan nou maar weer kom sit as hy wil. Oupa, die fight's verby. Hey, ek het gesê, gaan sê vir jou oupa, ek kan ook hier staan en skree. Wag, Hendrik. Ek dink ons het nou genoeg gehad vir een dag. Sorry, pa. Ek weet ek het beloof om nie in te chip nie, maar die kind bestuur nogal nie te sleg vir die eerste keer nie. Jy moet net onthou om die flikkers aan te sit as jy om 'n draai gaan en nie die wipers nie. Ag, los dit nou, pa. Ek gaan begin met die kos, kom help my huis. Dis 'n bietjie vroeg vir ou Boet en Jolly. Daar's dit. Pa prank gehad. Ek sien die bakkie lyk nie te lekker nie. Dis 'n lang storie, ou Boet. Waar's Jolanda? Sy bad vir Hendrikie. Ek slaag aan al sodra die kos reg is. Ek het 'n bietjie vroeër kom my liedjie saam met Heste oefen. Hy oupa nou was die learners. Nee, ek het hom gekry. Geluk ou. Dankie Niels, dankie. Eens gaan daai gitaar, ons moet oefen. Ou, Boet, ek kan nie meer gaan nie. Wat? Hoekom nie? Ek skok. Pa, mamma, ons alles klaar gereël, ons gebou maar gou slaap en alles. Hes, wat het jy nou aangejaag? Pa se bakkie. Pa se bakkie, maar Hes kan nou nie eens bestuur nie, man. Dis presies waarom die bakkie gestap het. O. Ag pa, kan Hesie maar net hierdie Saterdag uitkom nie. Nee, gehok beteken gehok. Ma, Jy het gehoor wat jou pa gesê het. Ek is jammer, ou Boet, dis al vir my eie skuld. maar ek het alles gekoop, die cowboy hoedens en alles. Wie gaan nou vir my speel? Wimpie kan. Hey, wag, ek gaan nie vir al die mense in jarts vir myself maak nie. Jy gaan, as jy nog wil saamgaan. Okay, ek sal gitaar speel, maar ek sing soos my ding is. Nee, jy moet net speel, ek sal sing. Soos jou ding is. Oupa verstaan nie country en western nie. Wimpie gaan daai gitaar, ons moet oefen. Ek wil 'n masker dra. Niels, hoekom gaan oefen jy en Wimpie nie maar in die garage nie? Dan kan jy mos kliphard sing. Dis 'n goeie idee, oupa. Wimpie, bring daai gitaar garage toe. Hoor hierso? Maar moet maar net skree as die kos reg is, dan haal ek vir Jolly. Dis goed, ou Boet. Pa my nie maar net liewer 'n pak slaag gee nie. Nee, Hes. Ek dink jy voel nou wat dit is om verantwoordelikheid te aanvaar vir 'n ding wat jy gedoen het. Ja, so ek die ding sien, het elke aksie 'n reaksie. Die aksie was jy het jou pa se bakkie gestamp en die reaksie is jou pa wat nou spiteful is. Hulle moet nou ry, die pad gaan besig wees. Waar is hulle? Jolanda wys net maar waar al Hendrikie se goedjies is en ou Boet en Wimpie kyk vir hulle self in die spieël. Ons sit hier eens. Hendrik, is dit nou vir jou lekker om die kind so te straf? Los dit oupas my eie skuld. Kom wys vir oupa en pa hoe lyk julle. Hulle lyk so Howdy partners. Julle lyk soos 'n spul hippies gone wrong. Nee, pa, ek dink hulle lyk oulik. Ek dink ook so. Ou Boet, sterkte met jou liedjie. En as pa so stil is? Nee, ek kyk maar. Toe julle moet ry, die pad is besig. Kom partners. Let's sing country. Toe julle moet ry. Ek moet nou nie bekommerd wees oor Hendrik en ons sal mooi na hom kyk. Dankie, ma. Bye. Ag, toe maar my kind. Dit sal wel 'n volgende keer wees. Kom myself se kop. Ag nee, kom, ons gaan maak vir Hendrikie toe. Pa weet, dis nou my kinders. Maar as ek hulle so op 'n ry sien staan in hulle outfits, dan wonder ek daar. Het ek myself ook so stupid gemaak op hulle ouderdom? Ja, jy het. Jy het jou hare gegries en soos Elvis aangetrek en asof dit nou nie simpel genoeg was nie, het jy soos hy probeer dans en so skeefpek gepraat ook en dit was stupid.
ma. Ja, hy slaap in my kamer. Gaan kyk. Hallo pa, oupa. Nou, wat lyk julle so bek af? Ek's alright, pa. Ja, hy's alright. Het julle dit dan nie geniet nie, ou boet? Ja, ma. So die pad was vreeslik besig op pad terug. Ek het skoon 'n kop seer. Hoe het dit met jou liedjie gegaan? Ons moenie eens vra nie. Ek is nie gewoond voor vreemde mense te sing nie, oupa. Het jy jou woorde vergeet? Hy sê julle liedjie vergeet. Is nie. Ek het gevries. Stage fright. Dit kan met enige iemand gebeur. Maar teenoorgestel met jou gebeur. Sy het gedans na heupe rondgeswaai soos 'n go-go danseres. En wat het jy gedoen? Ek het gitaar gespeel en toe ek sien ou boet vries, toe sing ek maar. Ja, my liedjie gaan mos oor 'n ou wat die ongeluk het en dan los sy meisie om vir 'n ander ou. Toe dog die mense, ek stel die ou voor wat in 'n koma is. En sy meisie wat Joel. En toe wen ek die prys vir oorspronklikheid. Ja, met my liedjie. Nooit geluk, seun. Julle behoort bly te wees. Weet oupa, hard het ek gewerk aan daai liedjie. NS. En ek wil nog by jou weet hoe jy geleer het om so sexy te dans. Ou boet, nou nie so jaloers wees nie, man. Julle het saam gewen. Toe hou nou op met julle boeltwang en kies en make-up. Ag, toe Boeksie. Ja, oké. Ons sê dit. Cowboy. Boeksie se worsie wapsie nog vreeslik lief vir hom. En wat was die prys wat julle toe gewen het? Ons het elkeen so 'n T-shirt gekry en ek R100. Net vir sing? Ja, oupa. Maar ek het besluit om dit vir Hes te gee. Sy het tog die wysie geskryf daar en ek betaal vir die bakkies se reg. Dankie, ouma. O, net nie sappie raak nie. Kom hier, Wimpie. Dis baie mooi van jou. Jy laat maar baie trots voel. Ja, vir my ook. Maar jy laat my damn skuldig voel oor Hes. Ja, pa was reg, ek het 'n les geleer. En nou, wat sê jy nou? Ek dink nou dis die kaberuiter. Ja. Ek het geweet jy gaan klein koppie trek, maak nou asof jy niks weet nie, né? Ek pa die lisensie gekry. Geluk, pa. Dankie. Was dit moeilik? Is 'n baber 'n vis? Nou skuld ek pa geld. Nie skuld nie, Hendrik. Today is payday. Pa gaan tog nie vir pa se eie kind geld vra. Maar jy doen dit dan. Maar ek het nog 'n surprise vir jou. Jy gaan betaal. Maar ek wil nie jou geld hê nie. Kom binne julle. Jou skoondogter het ook vandag haar lisensie gekry. Geluk, Jolly. Dankie, pa. Al het die toetsbeampte eers hardepunt safety shoes gaan aantrek voor hy haar getoets het. Ek is baie trots op jou, Jolly. Dankie, pa. Toe Hendrik, sê nou vir hulle wat jy vir hulle gaan gee. Hoe nou? Wat jy vir hulle gaan gee. Om op te maak vir wat Niels by die kompetisie moes kry en sommer ook omdat Jolly haar lisensie gekry het. R100. Dankie, pa. Dankie, pa. In hierdie borskas van staal is daar 'n hart van goud. Pa, hoe gaan ons groot moeilikheid? Wimpie en Koert is op die hotel se dak en die polisie en almal is daar en die twee het nie 'n draad klere aan nie. Net toe ons dink alles gaan so goed. Ook nie, snork nie.